Goeiedag. So met die aanbreek van die lente is ons baie bewus van nuwe lewe wat oral rondom ons sigbaar is. Dis behoorlik asof die natuur 'n nuwe lied sing. En ek en jy as God se kinders kan vandag ook 'n nuwe lied sing. Want God se trou en liefde dra ons reg deur ons lewe, sê Psalm 89. Laat ons met ontzag hom noem in ons lied die Here roem. As gebed om die opening van die woord, gaan ons nou die lied sing wat geskryf is na aanleiding van Psalm 63. Ek soek U, o God, my God. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek soms aan U dink, my God, deur pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, want die liefde is meer waard as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys, my hande oprek om U naam te eer, want U is die Here wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U God, soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek soms aan U dink, my God, deur die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, want die liefde is meer waard as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys, my hande oprek om U naam te eer, want U is die Here wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U God, soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees, om by U te bly. Ons lees saam uit Psalm 89, en ek gaan nie die hele Psalm lees nie, want dit het 53 verse, maar ek sal maar die verse noem soos wat ons dit lees.
Vers 2 en 3 sê, ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, sy trou verkondig aan komende geslagte. Ek sê, u liefde en u trou wankel nooit, dit hou vir altyd stand. Dan van vers 6 af, die hemel loof u wondermag, Here, die hemelinge loof u trou. Wie in die hemel kan met die Here vergelyk word? Wie onder die hemelwesens is soos die Here? Hy is God, vir hom het die hemelse vergadering 'n heilige ontsag. Hy is magtig, gevrees onder almal rondom hom. Here almagtige God, wie is soos u? U krag is groot, Here, u trou is oral. U heers oor die onstuimige see, as sy golwe opstaan, laat u hulle bedaar. En dan van vers 39 af, maar nou het u in u toorn tog u gesalfde verstoot en verwerp. U het die verbond met u dienaar nie in ag geneem nie, sy kroon tot in die grond vertrap. U het al sy stadsmure afgebreek, sy vestings in puin gelê. Van vers 47 af, sal u dan vir altyd u hulp weerhou, Here? Sal die vuur van u gramskap dan bly brand? Dink tog daaraan hoe kort die lewe is, hoe min daar in die lewe is, vir al die mense wat deur u geskep is. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat homself kan red uit die mag van die doderyk? Waar is die liefde van vroeër, Here, wat u in u trou plegtig aan Dawid beloof het? Ons lees tot daar. Lang gelede het 'n rabbi 'n lang en 'n gevaarlike reis onderneem. Al wat hy met hom saamgevat het, was 'n donkie om op te ry, 'n hoender om eiers te lê, sodat hy iets gehad het om te eet, en 'n lamp, sodat hy in die donker kon sien. Een stormagtige nag het hy by 'n klein dorpie aangekom en daar slaapplek gesoek. Maar dit was oorlog, en die dorpsmense het hom nie geken nie, en nie vertrou nie, en niemand wou vir hom slaapplek gee nie. Toe het die rabbi omgedraai en na die woud toe gestap met die woorde, alles wat God doen, is goed. In die woud het hy die donkie aan 'n tak vasgemaak, maar nie besef dat die tak redelik verrot was nie, en die donkie het maklik losgeruk en weggehardloop. En soos wat die ou rabbi die donkie agterna gekyk het, het hy gesê, alles wat God doen, is goed. Net toe hy wou insluim, het hy 'n verskriklike geraas gehoor, en toe sien hy hoe dat 'n jakkals met sy hen in die bek weghardloop. Weer het die rabbi omgedraai en gesê, alles wat God doen, is goed. En hy het op sy knieë gegaan en gebid. Toe hy klaar gebid het, het hy by homself gedink dat hy darm gelukkig is om nog 'n lampie te hê wat kan lig maak. Maar die volgende oomblik het daar 'n geweldige rukwind opgekom, en die lampie onderste bo gegooi en al die olie op die grond laat uitloop. Weer het die rabbi die dinge so gekyk en gesê, alles wat God doen, is goed. Die volgende oggend het hy wakker geword en 'n dik rookmis oor die bome sien hang. En net toe kom daar 'n ou man uit die dorpie na hom toe aangehardloop en vertel vir die rabbi hoe dat vyandige soldate die vorige nag die dorpie afgebrand het en die meeste van die inwoners doodgemaak het. Die rabbi besef toe dat die donkie en die hen dalk die vorige nag 'n geraas kon gemaak het, of dat die soldate dalk sy lampie sou kon sien en hom waarskynlik ook sou doodgemaak het. Terwyl hy so na die rookwolk kyk, het hy vir die ou man gesê, die Here het my gered deur my besittings van my weg te neem. Waarlik, alles wat God doen, is goed. Hierdie verhaal kan Psalm 89 op 'n baie besondere manier saamvat. Dit vertel van God se trou en sorg wat ons dra, ten spyte van baie moeilike omstandighede. En dit is die tema van Psalm 89. Die eerste 4 verse van hierdie psalm sluit eintlik Psalm 89 oop. In hierdie verse word op 'n besondere manier oor tyd gepraat. Dit gaan hier oor die verlede, teenwoordige en toekomstige tyd wat bymekaar getrek word.
Hierdie psalm getuig oor die betekenis van God se verbond met sy kinders reg deur ons lewe. Dit gee vir ons 'n riglyn hoe ons oor vandag moet dink en 'n aanduiding hoe om toekomsgerig te lewe. Die psalm leer ons dat die lewe en die tye net reg verstaan kan word wanneer jy daaroor dink vanuit God se belofte van trou. Psalm 89 is ook 'n klaaglied. Dit is gerig op God. In hierdie klaaglied kom smeek die volk by die Here dat hy sy stilte moet verbreek. Die volk van God is in 'n krisis want hulle voel God hoor hulle nie. Dit het waarskynlik te doen gehad met die ballingskap en die val van Jerusalem in die 6de eeu voor Christus. Die volk worstel met baie vrae en dreigende wanhoop. Hulle vroeg oor die toekoms. Hierdie psalm kom sit die tema van twyfel eerlik op die tafel. Hierdie volk vroeg oor die toekoms. En dit lyk of ons in hierdie tyd ook baie worstel met twyfel. Of ons ook baie vroeg. Maar gelukkig fokus Psalm 89 nie net op twyfel en op vroeging nie, maar ook op die feit dat God se ondersteuning altyd daar is vir sy kinders. Vers 1 tot 18 loof God se universele koningskap. Vers 19 tot 37 besing God se trou aan Israel. En ook baie spesifiek dan aan Dawid se koningshuis. Die Here moet geprys word vir sy standvastige liefde, sê vers 1 tot 4. En 'n voorbeeld hiervan is sy verbond met Dawid. Daarna roep vers 5 tot 8 die hemele op om God te prys. Van vers 9 tot 12 word God se heerskappy oor die hemel, die aarde en die see besing. In vers 13 tot 18 word God se mag, geregtigheid en reddingsdade besing. Vanaf vers 19 raak die psalm baie meer spesifiek. En nou verskuif die klem na God se trou, sy liefde en versorging van sy volk en die koning wat hy aangewys het. Maar van vers 39 af verander die toonaard heeltemal. Tot en met vers 38 is Psalm 89 'n terugblik op God se geskiedenis met Israel. Die werklike probleem word eintlik eers van vers 39 af uitgespel. Die volk is in 'n krisis. Dit lyk nou asof God stil geraak het. Die gevoel is dat God afgesien het van sy beloftes van trou aan Dawid en aan die volk Israel. Daarom roep die volk uit dat God hulle moet onthou. Die psalm word 'n noodroep wat op God gerig is. Vers 47 sê, sal U ons dan altyd van die hulp weerhou, Here? En dan kom vers 50 en hy sê, waar is die liefde van vroeër, Here? Die liefde wat U so trou en plegtig aan Dawid beloof het. Psalm 89 is 'n moedige gebed wat verstel van 'n worsteling waarvoor baie mense nie kans sien nie. 'n Worsteling met God wat lyk of dit nie wil ophou nie. Die naam Israel is gebore uit die nagtelike worsteling tussen God en Jakob. En Israel worstel in hierdie psalm inderdaad met die Here. Die volk waag dit om ten spyte van moeilike omstandighede aan God vas te hou en te bly glo. Hulle geloof is sterk genoeg om aan te dring dat God die volk se krete om hulp sal hoor. Hierdie geloof is baie waagmoedig. Dit herinner God aan God se beloftes, sy beloftes van trou. Dit waag deur te kla dat God nie trou bly aan sy beloftes nie. Psalm 89 verteenwoordig geloofstaal waarvoor sommige gelowiges terugdeins. Tog is daar baie meer plekke in die Bybel wat vir ons wys dat ons maar met God mag worstel. Ons kry eintlik as dit ware toestemming om ons klagtes oor God aan God te rig. Dit is geloof. Die uitdaging is om God nie te laat los as ons kla oor die hede nie. Sodra ons God laat los en vir die toekoms op onsself vertrou, loop dinge ernstig skeef. Psalm 89 sit twyfel eerlik op die tafel.
Dit het die boodskap dat twyfel wel in die teenwoordigheid van die Here tot rus kan kom. Ons voel soms dat ons so swaar kry en dat God ons vergeet het. Psalm 89 moedig ons aan om hierdie moeiliker pad te volg, naamlik om met God te worstel, eerder as om aan die wêreld los van God te dink. As jy God laat los, raak jou verstaan van tye uitpas. As jy God laat los, ontspoor jou verwagtinge oor die toekoms. Psalm 89 is 'n oproep om die lewe steeds vanuit God en God se beloftes van trou te verstaan. Hoe sleg dit ook al gaan, onthou God. Onthou dat God se beloftes oor sy kinders uitgespreek is. Wie onthou, vertel ook aan die volgende geslagte van God se verbond en God se teenwoordigheid. Wie onthou, bly worstel met God oor die toestand van die wêreld. Sulke gelowiges bly hoop op God en bly uitkoms afbid van God. Sulke gelowiges bly God herinner aan sy beloftes en aan sy groot dade. Dis geloof wat ten spyte van omstandighede die risiko bly loop om te glo en te vertrou, te gehoorsaam en te hoop op God. Hierdie psalm wys ook hier na Christus. Jesus Christus is immers uit die nageslag van Dawid gebore en is 'n bevestiging van God se verbondstrou aan Israel. Christus is God se ja en amen op al die verbondsbeloftes aan Israel en aan die koninglinie van Dawid. Christus is die hoogste uitdrukking van die finale gestalte van God se koningskap in en oor die lewe van God se mense. Wat ook al jou omstandighede vandag is, jy word uitgenooi om God se verbond te onthou en vanuit God se sorg te lewe, om met hom te worstel oor jou huidige omstandighede. Deur al die eeue heen het God se kinders God so leer ken en so in God se wêreld geleef. Wie vanuit die teenwoordigheid en die trou van God lewe, het 'n toekoms. Wysheid is om God ernstig op te neem en God te gehoorsaam, selfs al worstel jy met tye. Selfs al voel dit vir jou asof God ver van jou af is, kan jy rus vind in die wete dat God se sorg en God se liefde altyd daar is. Gelowiges leer om die Here reg te lees en God te vertrou vir die toekoms. Gelowiges glo en weet dat God se trou en sorg daar sal wees in alle omstandighede, ook vandag in ons tyd van COVID-19. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U trou en liefde en sorg altyd daar vir ons is, al is ons omstandighede hoe moeilik. En dankie Here dat ons vanmôre net weer ons geloof in U kan kom bely en kan sê ons glo in U, God ons Vader, U die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in U Jesus Christus, die eniggebore Seun van ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Also dan ook die vrye boom nie bot nie, also die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vruchtebome wegwyn, die beeste
die vye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan. Die graan verdor, die vrugtebome weggooi, die beeste klein, vir alles hier vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waar stierenbok gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Mag God, die bron van hoop, jou met alle vreugde en vrede vervul, sodat jou hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen.